Goeiedag, ek is Lenae Erasmus en die maatskaplike werker by Ceres Provinsiale Hospitaal. Ek sal hierdie September maand 12 jaar wees hier by die hospitaal. 3,5 jaar voor dit by Badisa Ceres gewerk. So ja, die Witzenberg gemeenskap se vroue lê na my hart. En juis omdat ek elke dag met soveel gebroke vrouens werk. En veral jong mense ook. En ek wil graag in hierdie Augustus maand wat vroue maand is, net 'n kort gedagte deel met die jong tieners en vroue van die Witzenberg gemeenskap om julle te motiveer. Ons as vroue ervaar elke dag so baie uitdagings in die lewe en dit is altyd goed dat ons mekaar kan motiveer. Jy weet, die Here het ons so uniek geskape en so spesiaal geskape. En ek dink baie keer vergeet ons as vroue en as jong meisies hoe spesiaal die Here ons geskape het. En die Here het so 'n mooi doel met ons elkeen se lewens hier op aarde. Ek weet omstandighede is moeilik en ons almal se agtergronde verskil waaruit ons kom en die lewe is nie altyd maklik nie. Maar ek het 'n motto in die lewe en ek sê dit ook baie vir my kliënte en selfs vir my kollegas dat ek glo dat as 'n mens regtig wil, dan kan 'n mens in die lewe uitstyg bo jou omstandighede. Jy weet, ek werk met so baie jong mense in die hospitaal en ek ervaar dit deesdae dat ons jong mense, ons ouer mense ook, maar selfs ons jonger dames, ons tieners het nie meer selftrots nie. En baie keer is hulle selfbeeld laag en hulle kom uit moeilike omstandighede uit. En ek wil vandag die jong mense, veral die tieners motiveer, dat julle weer sal trots raak op julleself, ongeag jou omstandighede wat jy uitkom, maar dat jy vir jouself sal sê, dat ek kan 'n sukses van my lewe vorentoe maak. Ek kan goeie en regte besluite en keuses maak in my lewe, wat bydra tot daartoe, dat ek uitstyg bo my omstandighede. Jy weet, baie keer raak ons jong kinders sonder 'n vaderfiguur in die huis groot. En dan gaan soek hulle aanvaarding en liefde buite. En baie keer op verkeerde plekke, baie keer met 'n persoon wat baie ouer as hulle is, omdat hulle daai vaderfiguur in daai persoon sien. En dan raak hulle swanger op 'n jong ouderdom en dit het 'n groot impak op hulle lewe vorentoe en ook die mense wat vir hulle lief is. En ja, soms is dit so, voel vir my asof die jong mense nie self omgee meer vir hulle nie. En ek wil vandag elke jong mens motiveer, dat jy weer vir jouself sal begin omgee, dat jy eerstens sal onthou hoe spesiaal die Here vir jou geskape het, en ongeag jou omstandighede, dat jy die besluite wat jy sal maak in jou lewe, sal bou op dit wat God se wil en plan vir jou lewe is, en dat julle jong mense sal begin om mekaar te motiveer, om uit te styg bo julle omstandighede. En vir al die vroue daar buite, ek sien soveel stikkende vroue wat voor my kom sit, wat in verhoudings is waar hulle mishandel word, waar hulle nie gerespekteer word nie, waar hulle afgebreek word. Ek wil vandag vir jou bemoedig, dat jy ook sal onthou, dat die Here vir jou lief is, en dat jy spesiaal is, en dat jy nie hoef te aanvaar, dat jy nie goed genoeg is nie, dat jy sal onthou, jy is goed genoeg, en daarom verdien jy die beste, en hoef jy nie vasgevang te wees, in 'n verhouding waarin jy mishandel word, of afgebreek word nie.
Mag almal van julle 'n wonderlike vroue maand hê en dat ons as vroue mekaar sal herinner daaraan hoe spesiaal ons is, hoe uniek geskape ons is en dat ons nooit ooit tevrede sal wees met tweede beste in die lewe nie. Mooi gaan.